Het jy geweet dat dit moontlik is om vir 'n hele week lank oor net een vers of 'n kort gedeelte in die Bybel na te dink? Mense is geneig om te dink jy moet elke dag aangaan waar jy gister opgehou lees het. En soms is dit nie 'n slegte idee om dit te doen nie, veral as jy besig is om die Bybel van voor tot agter deur te lees. Maar dit is ook 'n goeie idee om vir 'n ruk lank stil te staan by 'n vers of gedeelte, sodat jy regtig alles wat jy daaruit kan leer, kan raak sien. Vandag wil ek met jou gesels oor 'n paar eenvoudige stappe wat jy kan gebruik om vir 7 dae lank oor 'n vers of gedeelte in die Bybel na te dink. Die stappe bou op mekaar, maar jy hoef dit nie regtig in die volgorde waarin ek dit gee te gebruik nie. As jy die dag meer tyd het, gebruik 'n stap wat jou langer gaan vat. En as jy minder tyd het, kies dan een van die stappe wat nie soveel tyd in beslag gaan neem nie. Kies jou vers of gedeelte. Jou eerste stap is om 'n vers of gedeelte waaroor jy wil nadink te kies. Dit kan 'n vers of gedeelte wees wat jy die afgelope tyd in die Bybel gelees het, wat vir jou uitgestaan het. Of dit kan jou gunsteling vers of Bybelgedeelte wees, of dalk 'n onderwerp waaroor jy meer wil weet. Die keuse is joune. So besluit watter vers of gedeelte jy wil gebruik. Jou volgende stap is om dit in konteks te lees, sodat jy weet wat voor en na die vers of gedeelte staan. Dit gaan jou help om nie iets in die vers of gedeelte in te lees, wat die skrywer nie regtig daarmee bedoel het nie. En dan volg jy eenvoudig elke dag een van die volgende stappe om oor die vers of gedeelte na te dink. Dag 1. Skryf die woord. Op dag 1 gaan jy die gedeelte wat jy wil oordink, of dit nou een vers is of 'n hele paar verse, woord vir woord neerskryf. Dit gaan jou help om stadig deur die gedeelte te werk. En dit wat 'n mens neerskryf, onthou jy ook gewoonlik beter. Na jy die vers of verse neergeskryf het, is dit 'n goeie idee om 'n paar aantekeninge te maak van woorde, frases of gedagtes wat vir jou uitstaan. Jy kan ook in kort skryf waarom dit vir jou uitstaan. Onthou ook om neer te skryf wat 'n vers of gedeelte jou oor God leer. Die Bybel is immers 'n boek oor hom, so maak seker jy let op na wat 'n gedeelte oor God leer. Dag 2. Fokus op elke woord. Op dag 2 gaan jy een van die verse wat vir jou in die gedeelte wat jy oordink het uitgestaan het, kies om dieper oor na te dink. As jy in elk geval net een vers het waarna jy kyk, dan is dit jou vers. Skryf die vers wat jy kies weer 'n slag in jou joernaal of notaboek neer. Na jy dit neergeskryf het, gaan jy dit hardop lees en klem lê op die eerste woord. As jy klem lê op die eerste woord, wat staan vir jou uit? Wat sê dit vir jou omtrent die vers en wat daar staan? Skryf al jou gedagtes neer. Lees dan weer die vers en beklemtoon die tweede woord. Wat staan nou vir jou uit? Sien jy die vers dalk nou in 'n ander lig? Skryf weer neer wat jy sien en leer. Hou aan om elke keer die vers te lees, terwyl jy die volgende woord in die vers beklemtoon. Skryf neer wat jy leer, wanneer jy daardie woord beklemtoon. Dag 3. Jou eie woorde. 'n Goeie manier om seker te maak, jy verstaan regtig wat in 'n vers of gedeelte staan, is om dit in jou eie woorde neer te skryf. Verbeel jou dat jy en jou vriend of vriendin in 'n koffiewinkel sit en kuier. Julle gesels oor die Bybel en wat julle daardie week daaruit geleer het. Jy wil vir jou vriend vertel van die gedeelte waaroor jy nadink. Wat sou jy sê? Verduidelik wat in die vers of gedeelte staan, waaroor dit gaan. Verduidelik ook wat jy sover daaruit geleer het. Onthou om al hierdie dinge neer te skryf. Dag 4. Teken die vers. Nog 'n manier om vas te vang wat 'n vers jou leer, is om 'n eenvoudige prent te teken wat verduidelik wat die vers beteken. Moenie bekommerd wees as jy nie juis 'n kunstenaar is wat mooi kan teken nie. Onthou, jou tekening hoef nie perfek te wees of soos 'n kunswerk te lyk nie. Die idee is dat jy die stap gebruik om die vers of gedeelte verder te verwerk, nie om iemand met jou kuns te beïndruk nie. Dag 5. Enige vrae? Soms is die lesse wat 'n mens uit 'n vers of gedeelte kan leer, dinge wat jy reeds weet en glo. Ander kere veroorsaak die les of lesse wat jy leer, dat jy meer vrae het as antwoorde. Gebruik dag 5 om weer deur die gedeelte te lees en enige vrae wat jy het, neer te skryf. Jy kan later jou vrae gebruik om 'n dieper Bybelstudie te doen van die gedeelte waaroor jy die week nadink. Dag 6. Leef die lesse. Baie mense dink hulle lees die Bybel sodat hulle kan weet wat daarin staan. En is waar, ons moet weet wat in die Bybel staan, maar dis nie al nie.
Dit wat ons uit die Bybel leer, moet 'n impak hê in ons lewens. Dit moet ons harte, gedagtes, woorde en dade verander. Die volgende stap is dan nou ook om, saam met die Heilige Gees, na te dink oor dit wat jy uit die vers of gedeelte geleer het. Hoe kan jy dit in jou lewe toepas? Skryf neer wat die Heilige Gees jou wys en maak 'n punt daarvan om dit, weer eens met sy hulp, te begin uitleef. Dag 7. Lees deur jou notas. Jy het seker ook al agtergekom dat 'n mens maklik vergeet wat jy vroeër die week gelees, gehoor, gesien en gedoen het. Meeste van die tyd maak dit nie regtig saak nie, maar dit wat jy uit die Bybel geleer het, is van soveel waarde, dat jy dit nie wil vergeet nie. Daarom is jou laaste stap vir die week, om weer deur al die notas wat jy gemaak het oor die gedeelte of vers waarna jy gekyk het, te lees. Soms gaan dit gebeur, dat jy weer deur jou notas lees, en agterkom iets wat jy vroeër die week nie verstaan het nie, maak nou skielik vir jou sin. Jy kan dalk ook sien, dat dit wat jy vroeër die week raak gesien het, nie heeltemal die waarheid is nie. Dalk gaan jy net raak sien hoe jou verstaan van die vers of gedeelte gegroei het, en dalk gaan jy, soos jy lees, aan nuwe maniere dink om dit wat jy geleer het, uit te leef. Skryf al hierdie dinge ook in jou notaboek of joernaal neer, sodat jy dit nie vergeet nie. Dit is dan hoe 'n mens vir 'n hele week lank oor een vers of kort gedeelte van die Bybel kan nadink. Die stappe waaroor ons gesels het, is ideaal om in jou stilte tyd te gebruik. Maar as jy nog nie 'n gereelde stilte tyd het nie, dan wil ek jou uitdaag om sommer vandag nog daarmee te begin. En as jy hulp nodig het daarmee, kyk dan gerus na die stilte tyd skatkis wat in ons aanlyn winkel beskikbaar is. In die skatkis is daar 3 e-gidse wat jou gaan help om stil te word by Jesus se voete, die volgmetode te gebruik om te hoor wat hy vir jou wil sê, en met hom te gesels in gebed. Maak dus sommer vandag nog 'n draai in die aanlyn winkel en kry vir jou die stilte tyd skatkis, sodat jy kan begin om gereeld tyd met Jesus te spandeer. Die skakel na die aanlyn winkel is in die beskrywingsblok hieronder. As hierdie video vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy vandag nog vir die Here die geleentheid gee om deur sy woord met jou te praat, sodat hy dit kan gebruik om jou elke dag 'n bietjie nader aan hom te bring en jou te verander, sodat jy meer soos hy lyk.